Nou geliefdes, wanneer ons gaan kyk na Paulus se skrywe in Tessalonisense, moet ons sensitief wees vir die gemeente wat hierdie brief ontvang het. En een van die dinge wat ons moet weet van Tessalonisense is dat hulle groot verliese gely het, dat hulle vervolg word en dat hulle deur geweldige veranderinge in hulle lewe moes gaan. So dit haak aan by ons eie lewe en wanneer ons kyk na ons eie lewe, wanneer dit kom by dinge wat verander of verlies, iets wat ons moet prysgee, of selfs wanneer ons swaar kry op een of ander manier, hoe ons in ons lewe daardeur kan kom. Nou Paulus begin deur vir hulle te skryf hier in vers 3. Ons bring in herinneringe die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. So reg van die begin af skop Paulus af en hy leer vir hulle hoe belangrik geloof, liefde en hoop in hulle lewe is. En die volgorde is 'n bietjie anders as wat ons in Korintiërs kry, want vir Paulus hier in Tessalonisense wil hy die klem laat val op hoop. Ons sien dit aan die einde van hoofstuk 2, as hy sê ons weet, ons glo en vertrou dat wanneer Here Jesus terugkom, ons vry sal wees van die oordeel. Hy skryf ook aan die einde van hoofstuk 2 oor die wederkoms, hoe die gemeente die kroon gaan wees en hoe hy die Here dankbaar gaan wees oor hierdie gemeente. En ook in hoofstuk 3 eindig hy weer met die wederkoms van die Here Jesus Christus. So hy koppel die woordjie hoop aan die wederkoms van Jesus, die terugkeer van Jesus. Hy spandeer ook in hoofstuk 4 van vers 13 af en in hoofstuk 5 spandeer hy baie tyd om te praat oor die wederkoms en wat gaan gebeur wanneer Jesus terugkom. So wat Paulus vir ons hier leer is dat daar 'n werklikheid is in die toekoms waarna ons kan uitsien. En dit is die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daarom lê hy die klem op geloof, liefde en hoop. Die werk en die inspanning van geloof en van liefde en dan natuurlik ook die inspanning van hulle hoop en dit wat hulle op die Here Jesus Christus plaas. So hierdie gemeente het dit reg gekry om vanuit hulle geloof uit te lewe. Hulle het dit reg gekry om in moeilike omstandighede te volhard in tye van vervolging, verlies, swaar kry en radikale veranderinge. En die veranderinge wat hulle in hulle lewe moes kompenseer, was baie meer radikaal as ons veranderinge vandag. Hulle was 'n klomp mense wat afgode aanbid het. En ons lees hier in vers 10 dat hulle van die afgode tot die lewende God bekeer het. Met ander woorde, hulle het 'n radikale verandering in hulle lewe ondergaan. Die dag toe hulle die afgode gelos het en die lewende God in hulle lewe toegelaat het. En daardie verandering het ingesluit dat hulle gedagtes radikaal moes aanpas. Die manier wat hulle voorheen gedink het oor die wêreld, het nou nie meer gewerk nie. Die lewensuitkyk wat hulle gehad het, was nie eintlik meer van toepassing nie. Want die oomblik wanneer jy 'n wedergebore Christen word, dan verander jou lewensuitkyk. Jou lewensperspektief verander, die manier wat jy dink verander, die manier wat jy die lewe opsom, die gevolgtrekkings wat jy oor die lewe maak, al daardie dinge verander. Die manier wat jy kyk na jou eie lewe, die manier wat jy kyk na jou ewigheid, alles verander radikaal wanneer jy jou tot die lewende God wend. En dit is wat hierdie gemeente moes leer. So die inspanning van hulle hoop op die wederkoms van die Here was natuurlik vir Paulus 'n baie belangrike element. En vir hulle was dit dan belangrik om te weet hoe hulle gedagtes moes verander. Nou dit bring ons dan natuurlik by ons eie lewe, by ons eie leefstyl, by ons eie manier van dink, hoe ons oor die wêreld dink, hoe ons die wêreld opsom, hoe ons na die wêreld rondom ons kyk, hoe ons kyk na ons eie lewe. En elkeen van ons het 'n beperkte uitkyk op die lewe. Almal van ons dink ons het 'n baie goeie uitkyk op die lewe, maar wanneer ons baie mooi daaroor gaan nadink, dink ek gaan ons besef dat ons uitkyk op die lewe baie meer beperkend is as wat ons besef. Met ander woorde, ons sien nie eintlik soveel dinge raak soos wat ons veronderstel in ons lewe nie. En die lewenservaring wat ons opgebou het en dit wat ons deur ons lewe gebring het tot waar ons vandag is natuurlik nie verlore nie, maar ons moet onthou dis ook beperk. Selfs dit is eintlik eng en is eng in terme van ons eie lewe en is eng in terme van ons eie denke. Want wanneer ons begin om ons lewensuitkyke met mekaar te deel, gaan ons agterkom dat elkeen van ons 'n bepaalde manier het wat ons na die wêreld kyk. En dat almal se maniere hoe ons na die wêreld kyk gaan verskil.
en gaan verander. En die groot uitdaging vir hierdie gemeente van Paulus was, hoe gaan hulle koppe in lyn kry met die evangelie? En dit is natuurlik ook ons grootste uitdaging. Hoe gaan ons denke en ons kop in lyn kry met die evangelie? En hoe gaan ons lewens uitkyk, ons wêreldbeeld, ons wêreldbeskouing in lyn bring met wat ons in die evangelie leer? Nou Paulus sê vir hulle, julle het die woord van God aangeneem met die blydskap van die Heilige Gees, skryf hy in hoofstuk 1. Hy praat ook van die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, wat hy vir hulle leer en wat ons kan leer is dat die Heilige Gees in ons lewe deurgebreek het. En omdat die Heilige Gees in ons lewe deurgebreek het, is ons lewensuitkyk eintlik onherroepelik vir altyd deur die Here verander. En daarom moet ons met hierdie nuwe lewensuitkyk die lewe leef. So Paulus sê vir hulle dat dit baie belangrik is dat hulle hierdie wêreldbeeld van hulle, hierdie idee wat hulle oor die lewe het, hierdie ervaring wat hulle opgebou het, al die gevolgtrekkings wat hulle oor dinge gemaak het, alles wat hulle in hulle kop het, alles wat hulle in die lewe geleer het, moet hulle onthou dat die evangelie daardie inhoud moet volmaak. Met ander woorde, al hulle denke oor alles moet gevul word met die evangelie. En wanneer dit gevul word met die evangelie, kan ons daardie denke en daardie gevolgtrekkings en lewenspatrone en lewenstyl en lewensuitkyke van ons in lyn bring met die evangelie. En dis vir ons ook belangrik. So ons moenie gaan dink dat ons 'n baie goeie lewensuitkyk het nie en dat dit hoe ons die lewe kyk die enigste manier is om na die lewe te kyk nie. Ons moet eerder, wanneer ons by Paulus gaan leer hoe om verlies en verandering te hanteer, moet ons eerder gaan kyk, hoe kan die evangelie daardie veranderinge wat ek in my kop het, of daardie swaar kry wat ek in my lewe het, volmaak op so 'n manier dat God se teenwoordigheid in my lewe kan manifesteer, dat God se teenwoordigheid in my lewe sigbaar word. So die groot uitdaging vir die Tessalonisense gemeente was hulle het dit nie reg gekry nie. En ek dink ook nie ons is altyd so suksesvol daarmee nie, om dit reg te kry nie. En dit is waarom ons by Paulus moet leer en voortdurend by hom moet leer en by herhaling by hom moet leer en dit weer sê en weer vir mekaar sê en dit weer in die Bybel lees. En daarom moet ons weekliks gaan kyk na die manier wat ons na die lewe kyk en hoe ons lewensuitkyk gevul moet word met die evangelie. Natuurlik is baie van die ervarings wat ons in ons lewe opgebou het deur die tyd ook natuurlik van onskatbare waarde. Want baie van die dinge wat ons in ons lewe ervaar het, is juis ervaringskennis wat ons by God gekry het. En dit word die boustene van ons geloofslewe. En dit word ook natuurlik gekoppel vir ons aan die werk van die Heilige Gees. En dis hoekom Paulus sê julle het die evangelie aangeneem met die blydskap van die Heilige Gees. In moeilike omstandighede, sê hy vir die gemeente, het hulle die evangelie aangeneem. Hy sê vir hulle in hoofstuk 3, sê hy vir hulle, julle het nie my woorde aangeneem nie. Dis nie mense woorde wat julle aanvaar het nie. Julle het God se woord in julle lewe aanvaar. En daarmee wil Paulus vir hulle en vir ons dan sê, ons moet onthou dat dit God se woord is wat ons denke en denkpatrone moet verander. En ons moet in ons lewe, ons hele lewenstyl, alles aanpas by God se woord. En dit help ons natuurlik dan om hierdie wêreldbeeld, hierdie lewensuitkyk op so 'n manier in lyn te bring met God se woord, dat ons daarin met wysheid en insig en vreugde kan lewe. Dan gaan Paulus verder en hy leer vir hulle dat wanneer jy die regte lewensuitkyk het, wanneer jy die regte perspektief op die lewe het, en dit gevul is met God se woord, dan loop dit oor na jou aksies toe, na jou dade toe. Met ander woorde, hoe ek gaan leef, gaan wys waarmee my wêreldbeeld volgemaak is. En as my wêreldbeeld met die regte inhoud volgemaak is, gaan my lewenswyse dit demonstreer, gaan my aksies dit wys. En Paulus praat by herhaling in die brief aan die Tessalonisense oor sy aksies. Hy sê toe ons by julle was,
het ons onsself mooi gedra, skryf hy in hoofstuk 2. Hy sê, julle het navolgers van ons geword. Met ander woorde, ons het op so 'n manier geleef dat julle ons gevolg het, skryf Paulus. Dis hoe sy aksies was. Hy sê, ek het na julle toe gekom en ek het met julle kom praat oor God se woord, deel van sy aksies. Hy sê ook, ek was nie vir julle las nie, ek het vir my eie geld gewerk, sy aksies. Met ander woorde, ons moet gaan kyk na ons aksies, want ons aksies is 'n baie goeie barometer om te gaan wys hoe ons wêreldbeeld lyk. En dan sê Paulus, ons aksies moet dan ook gelykvormig word aan God se woord. En hoe werk dit? Elke dag waar ons leef, elke dag waar ons werk, elke dag wat ons met mense in kontak is, elke dag waar ons besig is, moet ons aksies wys wat ons wêreldbeeld se inhoud is. Met ander woorde, ons gaan dit nie kan wegsteek nie, want ons aksies gaan ons wêreldbeeld reflekteer. En daarom moet ons nie op die punt kom dat ons dink dat die manier wat ons dinge doen altyd 100% reg is nie. Gaan dink ook aan optredes, byvoorbeeld teenoor mense, spesifieke mense teenoor wie jy goed optree of nie goed optree nie, is altyd 'n baie goeie barometer. In watter mate kan ons teenoor ons vyande reg optree? In watter mate kan ons reg optree teenoor die mense wat ons nie baie van hou nie? Hierdie week sê iemand vir my, weet jy, ek is baie lief vir daai persoon, maar ek hou niks van hom nie. So, ek dink baie keer voel mense oor mense dat jy baie lief is vir hulle, maar niks van hulle hou nie. Maar nog steeds moet jou aksies reflekteer wat die inhoud is van die manier wat jy na die wêreld kyk. Jou kop bepaal dan in 'n groot mate alles. Dan sê Paulus, dit bepaal ook jou identiteit. Want jou identiteit word gekoppel in Christus. En daarom sê Paulus, wanneer Jesus terugkom, sal ons vry wees van die oordeel. Wanneer Jesus terugkom, sal ons saam met hom gaan. Die wat reeds gesterf het, lees ons in hoofstuk 4 vers 13 en verder. Die wat reeds gesterf het, het klaar opgestaan. Hulle is klaar by hom met hulle verheerlikte liggame. Die wat nog lewe wanneer hy terugkom, sal lewe. So ons weet dat ons identiteit in 'n groot mate alreeds deur God bepaal word. So dis baie goed om jou eie identiteit te hê, om te sê dit is wie ek is, dis my karakter, dis waar ek gebore is, dis waar ek groot geword het, dis wat ek in my lewe van hou, dis wat ek nie van hou nie en al so aan. So dis belangrik om vanuit 'n menslike oogpunt daardie natuurlik te waardeer en dan ook te respekteer. En dan moet ons onthou wat ons karakter dan diepte gee. Wat hierdie karakter, hierdie uniekheid van ons diepte gee, is die feit dat hierdie karakter in Christus gewortel is. Dat hierdie karakter, hierdie identiteit deur Jesus bepaal word. Met ander woorde, hierdie uniekheid van my moet dan ook gaan reflekteer wat God vir my beteken. Wat in my wêreldbeeld is. So my identiteit moet dit ook wys. Met ander woorde, waaraan word ek geken? En as ek van myself moet praat, hoe sal ek dit doen? As jy jouself voorstel aan mense, wat sê jy gewoonlik? Jy stel gewoonlik jouself voor deur jou naam te noem. As dit nodig is, sal mense vir jou vra, waar kom jy vandaan? Of mense sal vir jou vra, wat se werk doen jy? Of mense vra vir jou, is jy met pensioen? So dis die tipe dinge waarmee ons onsself bekendstel. Maar as ons regtig 'n kans kry om dit neer te gaan skryf, dan sal dit belangrik wees om te begin deur te sê, ek is 'n kind van die Here. Jy hoef dit nie vir mense te sê nie, maar jy moet dit in jou kop sê. Ek is 'n kind van die Here. Ek is baie lief vir die Here. Ek wil optree soos wat God van my vra. Ek is gehoorsaam aan sy opdragte. Want dit reflekteer dan ons geestelike identiteit. En dit is wat die Tessalonisense gemeente moes verstaan. Wat is hulle geestelike identiteit? Want die geestelike identiteit oorskadu jou menslike identiteit. Is bo-oor jou menslike identiteit. Is belangriker as jou menslike identiteit. En jou geestelike identiteit is wanneer jy sê, ek aanbid die lewende God. Ek aanbid die lewende God. Dan sê Paulus vir die gemeente, julle moet ook onthou, dis nie net jou wêreldbeeld en jou aksies en jou identiteit wat geraak word nie, maar jou waardes word ook geraak. Met ander woorde, dit wat vir my reg en verkeerd is in die lewe.
Dit word ook geraak, want hy sê in hoofstuk 4, julle moet leef soos mense van die lig. Moenie leef soos mense van die nag nie. Moenie dinge doen wat hoort by mense van die donker nie. Doen dinge wat hoort by God se kinders. En dan sê hy hier in 1 Tessalonisense 1 vers 5, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie met blote woorde gekom nie, maar ook met die krag van die Heilige Gees, met volle oortuiging. En dit bring ons dan natuurlik by hierdie punt wat ons sê, ons wil leef met hierdie volle oortuiging. Ons kan leef met volle oortuiging, want die Heilige Gees het ons alreeds oortuig van wie ons is, hoe ons moet leef en wat ons als moet doen. En daarom kan ons met hierdie volle oortuiging gaan leef. Want hierdie wêreldbeeld en hierdie oortuiging is geanker in die evangelie. En dan kom alles by mekaar. Die manier wat ek dink, die manier hoe ek optree, die manier wat ek hoe ek myself sien, die manier hoe ek reg en verkeerd van mekaar onderskei en die manier hoe ek geestelik na myself kyk. En wanneer ek dit regkry om in die eerste plek geestelik na myself te kyk, dan sal ek agterkom dat ek 'n nuwe mens is, dat die Here my vergewe het, dat die Here vir my 'n kans gee en dat die Here vir my 'n roeping het. En dit is wat Paulus by die Efesiër gemeente onder hulle aandag wil bring, deur vir hulle te sê, julle moet toelaat dat God julle geestesoë oopmaak, dat julle kan sien hoe belangrik dit is dat God jou geroep het, dat jy hierdie belangrike werk het. So wanneer ons gaan kyk na verlies, wanneer ons gaan kyk na verandering, dan kom ons agter dat hierdie dinge wat Paulus vir die gemeente leer, stabiliserende faktor is, stabiliserende faktore is, wat jou help om staande te bly, wanneer jy deur veranderinge moet gaan, of wanneer jy deur verlies moet gaan. So om op te som, dit kom neer daarop dat ons denke volledig moet oorgee aan God. Dat ons God moet toelaat om ons denke te vernuwe, maar dat ons ook eienaarskap sal aanvaar vir die nuwe denke en dit ook toepas in ons eie lewe op so 'n manier dat God daardeur verheerlik kan word.